teen Woeste Villagers van die Boland. Evergreens is hulle hier. Ek kan nie hoor nie. Woeste Villagers is hulle hier. En hier kom Woeste Villagers. En dan die SWD kampioene, Pakkersdorp Evergreens. Dan dames en heren, sonder enige uitsondering, gaan ek aan julle voorstel advokaat Denton Goodford, die hoofborg van hierdie toernooi. Meneer Goodford, welkom. Dankie. Goeienaand almal en Evergreens voorsitter, kom staan maar hierso. Ja, sê, almal is gelukkig en happy soos hulle sê. Ja, as ek begin wil, nou moet ek begin klaar praat. Maar in elk geval baie dankie aan almal wat hierdie rugbyfeesdag sukses gemaak het. Ons waardeer dit. En ons as multi-show probeer om die gemeenskap bietjie te entertain met hierdie friendlies. Ons hoop om dit volgende jaar te herhaal. En dan sê ek baie dankie aan Evergreens, Pakkersdorp Evergreens, wie ons bygestaan het met hierdie organisasie. Meneer Dion Stoffels, baie werk agter die skerms ingesit. Ons waardeer ook die ondersteuning van meneer Brent Brinkhuis, wie natuurlik vir my gesê het, hy is met verlof vandag, so hy is 'n gas. Hy wil nie hier by my staan nie. Maar baie dankie aan almal vir almal se ondersteuning. Baie dankie dat julle so groot sukses gemaak het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Goeienag en geniet die laaste wedstryd van die dag. Laaste keer Pakkersdorp Evergreens. Woeste Villagers, make some noise. Dames en heren, die grootte van die hand, die grootte van die dag, Pakkersdorp van afskop, en hulle wen hom terug. Woeste Villagers, wat moet verdedig binne hulle eie halfgebied. Jalten en Fondisie wat sterk staan in verdediging, voor die man in rooi, Evergreens Pakkersdorp. Voor die bal deur die lug gegooi. Die SWD kampioen. Nog 'n fase van die manne in groen.
Na die das kan gespeel as passie om mee te werk. En hoe kan dan breek hy weg? Baie goeie begin. Deur die suidwestelike distrikkampioene Evergreens van Pakkelsdorp. Reentjie wat nou begin uitsak hier so oor Outeniqua Park in George. Hierdie is die een waarvoor ons gewag het, Aiden. Hierdie is die een waarvoor baie uitgekom het. Die reentjie het begin val. Maar nie 'n enkele mens is op pad om hierdie stadion te verlaat nie. Want hierdie is die een wat almal wil sien. Kampioen teen kampioen. Woesterwald is 'n kampioenspan. Pakkelsdorp, Evergreens, 'n kampioenspan. En dit lyk na Divan Erasmus wat daar aansluit by Woesterwald as plaasvervanger. En hy gaan sak op slot met Koen Maasdorp. Eerste skram in hierdie kragmeting. Christian Daniels skrimskakel met bal in hand. Reg op die 10 meter stippellyn van die Woesterwald. Ingesit en by die voete van Nathan Satera kom hy uit. Self opgeneem deur Elton Mfundisi. Beskikbaar vir Daniels. Ingedryf deur die plaasvervanger Divan Erasmus. Sy eerste dra. Daniels. Hierdie keer is dit vir die slot Koen Maasdorp. En hy kry nie die aansluiting en die bal word aangeslaan. En terug na Evergreens Pakkelsdorp. En nou gaan die bal briljant deur die hande. Justin Bana. Steeds Bana. Hy gaan grond toe. Net kort voor die kwartgebied van Woesterwald. En nou bevind hulle hulself binne in die kwartgebied. En strafskop. En Woesterwald is baie goed gedoen op die grond. Het lyk asof het Mfundisi is met die omgekeerde bal besit. Jerry de Klerk waar die kantlyn opsoek. En hy gaan dit nie vind nie. Hierdie keer teruggejaag deur Curtly Smith. En hy bring verligting vir homself en Evergreens van Pakkelsdorp. Ja, Aiden, hierdie een wat in die eerste 2-3 minute heel wat vipplank ry. Hy gaan nie in hierdie wedstryd so vroeg in hom kan sê wie hom gaan vat nie, maar wel die span wie sy kanse die beste gaan benut. Dis as Jason Brits die geleentheid kry om 'n lynstand te voer. Zayden Adams wat daar op sou gaan. Skeieregter wat eers dinge tot stilstaan bring. Brits. En dan weer is dit vir Adams. Uitstekend gedoen in die lug. Jana Koen Maasdorp wat sy aan op die bal kry. Is dit omgekeerde besit? Nee, verlaat hom steeds. Malapi. En nog 'n strafskop aan. Die man in rooi. Gelyk of Christian Daniels wil vinnig speel. Jy moet langs of reg. Maar jy kan nie in hulle pad nie. Kaptein Enrico Jacobs. Hy neem leiersels op die veld. Het lyk na 'n bloot passering. Ja.
Ja, Woeste Willie dis vandag hier so sonder die dienste van die skrimskakel Gusho in Afrika. McNeil. Ja, Aiden, ek dink ek het iewers gesien Gusho net nou besluit om deel te word van die afrigterskorps by hierdie klub vir wie hy so lief is, vir wie hy baie van sy jare gegee het, baie van sy tyd en energie, baie liefde ingestort. Dit lyk na Vladimir Sampson, die nommer 20 wat ook op die veld kom as blinde kant flank vir Woeste Willie is. Ja, dan is hy ingesit deur Daniels. Kom hy uit. O, nie baie goeie aangee nie, maar dit is tog opgeneem. Johannes. Maar dan is hy aangeslaan, sê die skeieregter. En die insit van die skrim gaan nou behoort aan Pakkelsdorp en Thomas Lava. Seker of die bal bietjie te nat is met die dou wat hier so begin uitsak het oor George nie, McNeil. Maar hanteringsfoute is mos maar aan die dag as die bytjie so uitsak. Maar nietemin beide kampioenspanne hier so wat kragte teen mekaar opweeg. Kom ons kyk. Tono. Hy gebind. Steeds binne, Lava. Daar kom hy uit, Smit. Hy jaag die bal veld af om te kyk of hy jou 50-22 kan kry. En dis baie goed in dekverdediging deur De Klerk, die heel agter. En die skeieregter wat die spel heeltemal terugbring na vanweë die skram gewees het. En die strafskop word toegeken aan Evergreens aan Pakkelsdorp. En dit lyk asof hulle die kantlyn gaan opsoek hierso. 'n Geleentheid te bied vir Kurtley Karels die hakker vir 'n ingooi poging om te kyk of hy van sy slotte kan vind. Sein Olkes of Llewellyn Triernicht. Of gaan hulle dalk na die kaptein Alistair Nortje of Ethan Kiwi toe, die twee flanke. Of gaan dit na die legende Buren Parks? Gaan hy die man is wat ontvang? Dit gaan ons eersdaags moet vasstel, McNeil. Ja, ons gaan eers kan sien nadat die bal Karels se hand verlaat wie hy gaan kies in die lug. Ons sien daar dat Laurencio Olkers en Lava by hom was, maar goed gedoen in die lug. En in die hande van Lava en gaan hy vir die agterlyn uitstekend baie hard opgevat deur Ruiters. Son Roscoe Ruiters. Sy bal vat vlak vanaf Smit. Sy opgehou. Woeste Willie is goed in verdediging. Strafskop en hier is 'n onnodige, ongedwonge fout. Wat die dele van die brein. Was Enrico Jacobs daarso wat nie kon wegkom na die duikslag nie. Hy was gevou daarso in die losgemaal in McNeil. Ja, en dit bied Christian Smit weer die geleentheid om te kyk hoe naby kan hy sy span aan die doellyn kry. Nie wat hy juis wou gehad het nie, is 'n baie groot skil van die stewel af. Maar steeds balbesit en Karelse kyk wie kies hy hierdie keer. En opgaan Triernig. Llewellyn. En hy het uitstekend gedoen. Nee, hy is afgeneem. En die blinde kan speel. Woeste Willie is vinnig weg. Daniels wat skoon maak. Strafskop. Manne wat baie onnodige en klein tegniese en kliniese foutjies maak. En dit is nie wat jy verwag van hierdie twee kampioenspanne nie, Aiden. Ja, die lyn staan verset waar daar skeef geloop het vir die manne van Pakkelsdorp. En Woeste Willie is wat weer balbesit herwin het. Ja, Kurtley Kannemeyer, hy gaan weer op die veld kom.
Dan Dieven Erasmus, hy gaan van die veld afkom. Dit is Baie belangrik om baie klinies te wees en baie effektief Dis die match rules. Ek het Te die match wees. rules vandag gelees. in die fasette. Sê Rowling Sapsie. Ellen Boysen Jy kan net weer opkom vir iemand vir bloed. wat Of jy kan weer opkom opkom vir rooi kaart. Pakkelsdorp Evergreens. Guys, tyd. Okay. Kry Gonna go with that time. Ford Fiesta CAW 12017. You are blocking the way. Kry Ford Fiesta CAW 12016. You need Briljant to move, ingegooi deur please. Tyson Brits. Kom hy uit in die onderskep. Was die opsie gewees op Pakkelsdorp. Maar briljant deurgeskop daar deur Innocent Johannes, die binnesenter van Woester Villages. En dan opgepik deur die buitesenter. Selen Erasmus van Evergreens Pakkelsdorp. Kom hy terug vir Lava. Wag jy. Veld afgejaag deur Curtly Smith. En heel agter Jerry de Klerk wat wag in die hek. Baie tyd. En de Klerk glad nie beïndruk met daardie skop om verligting te bring nie. En hy plaas homself en sy ander 14 spanmaats van Woester Villages onder druk. Waar Pakkelsdorp Evergreens nou die geleentheid het binne in die kwartgebied om die lyn staan bal in te gooi. Karelse wat blitsvinnig die bal gooi en Lava ontvang. Hierdie keer Curtly Smith. Klop 1-2 Smith. Steeds Smith en ongelukkig die aangee. En dit lyk asof hy 'n bietjie wil terughou het. Maar dan kom hy terug aan die kant Nee. van Woester Villages. Daniels lang aangee. As dit vir Tyler May. Kom binne toe May en dan spat die bal na vore. Maar die skeieregter wat die spel natuurlik gaan terugbring vir die bal wat eersdaags aangeslaan was deur Pakkelsdorp Evergreens. Ja, skeieregter wat voel daar was nie genoegsame voordeel vir Woester Villages om te geniet nie, so ons gaan al die pad terug vir die skerm. Hy moet nou afgaan. Dan is daar 'n speler wat daar lê. Dat zijn Olkers wat bietjie wonderwater en wondersalf Elke keer dat ons die game gaan nodig kry. maar jy kan 10 subs maak dan. Scrum insit. Behoort aan Christian Daniels en Villa. Crouch. Bind. Sit. Stability van albei kant af. Sit sy kaps. Hy besluit hy gaan die lyn aanvat. 2-3 man om hom. Grond toe te trek. Daniels steeds na die diskant toe. En 'n baie groot druk is dit. Johannes. Dis op die lyn. En dan die skopie oor die verdedigingslinie. Ooh. Net kom hy daar weg. Justin Pan en hy stamp hom man af. Maar dan slaan hy die bal aan. Nutteloos gewees om Christian Daniels af te stamp en dan die bal in die kontak te verloor. McNeil. Baie hanteringsfoute Julle kan hom vanaf hy kan terug. die reentjie begin uitsak het hier so oor Outeniqua Park. Telling steeds 0 elk na byna 14 minute. Ja. Hierdie een
aan hierdie wedstrijd sou dit te verstaande wees die hanteringsfoutjies aangesien die bal nou nat raak. Die hanteringsfoute van die dag verstaan ek net nie. So gaan ons so 'n bietjie gerasie gee Ja. aan die manne. Sien ook nou dat Bradley Somaru die veld betree. Backline. Terug. Hy gaan stelling inneem op 8ste man. Crouch. Maar hierdie insit word dan Daniels. Christian Sit. Daniels. Om die bal in te rol. Groot stoot vanaf Pakkelsdorp Evergreens kom hy uit om Fundisi. 'n Kortetjie vir Jacobs, maar hy kry hom nie. En dan is die moeilikheid. Smit, Christian Smit, gevaarlik. En aan die buitekant net hy. Son Roscoe Ruiters wat oog aan vir die eerste 5 punte in hierdie wedstryd. Right. Uitstekend. Die eerste 5 punte behoort aan die manne. Net die oor die pad, soos baie sal sê. Pakkelsdorp Evergreens. Maar hierdie jongman, Bradley Smit, hy weet hoe 'n wedstryd te lees, hy weet hoe 'n gaping te sny. Hy weet hoe om gevaarlik te wees en hy weet hoe om jou seer te maak. En dan afrond as die spesialis Raak jezelf. Son Roscoe Ruiters. Smit vir die 2 punte. En dat is sy tipe 4 Aiden. Dat is sy tipe 4. Dat is sy tipe 4. Net weer 'n kykie daar, dames en here. Bal wat aangeslaan word, omgekeerde besit. En die generaal, die gevaarman, Smit, breek deur en Swan Roscoe stuur hy oor die watdoellyn vir die eerste punte van Pakkelsdorp Evergreens. Dit is wat van hierdie so 'n kwaliteitsspan maak en dis waarom hulle die kampioene is van die SWD. Die kwaliteit, die tegnieke. Evergreens 7, Woester Villagers 0. Baie goed gedoen om die afskopbal onder sekuriteit te bring. Lava. Hierdie keer vir die plaasvervanger Elon Boysen. Weer beskikbaar vir Lava. En dan agtertoe aangeslaan deur Kurtley Smit se hierdie skeieregter. En dan word hy so 'n bietjie vasgepen. Net buitekant sy kwartgebied. Lava. Onder druk geplaas. En hierdie keer op die linkervoet van Bana. Ingewag soos 'n pypakkie vir Kom uit, kom De uit, Klerk, kom uit. Jerry De Klerk, reg aan die lig op die Gary Owen. Briljant gedoen, onder beheer gebring. Groot duikslag. Uitgeoefen op Smit. Woester Villagers met die omgekeerde besit. De Klerk, hierdie keer vir Anele en Zingitwa. Zing, dra die bal 2 meter op. Daniels, hierdie keer vir die 7 flank Xavier Maki. Hy word plat getrek. Terug. Daniels en Rico Jacobs. Besluit hy gaan nie gee nie en om die kontak te neem. Daniels. Kom hy terug, Elton en Fundisi. Gevaarman Fundisi. Kyk hy, deur 'n gapentjie, steeds Fundisi. En ongelukkig kry hy nie die aansluiting hier Johannes. Johannes uit na Ushan van der Merwe. Hy dra die bal tot op die 5 meter lyn van Pakkelsdorp Evergreens. Geluk vir Woester Villagers. Tyler May. Hy word net daar plat getrek. Woester Villagers nou op die voorvoet. 2 meter van die doellyn af en voordeel. En opgehou sê die skeieregter. Wat is baie beter gedoen deur die manne van die Breë Langerberg. McNeil. Ja, en dan vat hulle die vinnige tikskop en hierdie keer gaan hulle oog. Dit lyk dat die man in die nommer 6 stry, Zayden Adams, van opstaan met die bal.
Woeste Wallises wat wys hulle is hier vir 'n geveg tot die bitter einde. Natuurlik die mense al die pad in Woeste wat nie tot die kon kom vir hierdie wedstryd nie. Is natuurlik gepen op NH Sports TV en van DC skiet die vlaam hoog en hy maak die telling 7 elk. Net weer 'n kykie daarso. Vinnige tik en speel. En dan Pakkelsdorp Evergreens met die lang broek op die enkels gevang. Baie goed teruggeslaan. Deur Woeste Wallises 7 elk. Reën wat nou begin diep en dig uitsakkie so aan die kant van Outeniqua Park. En weer eens hartlik welkom aan een en elk as jy net ingeskakel het. Ons is regstreeks aan die kant van George Outeniqua Park in die SWD distrik. En weer eens hartlik dankie vir die geleentheid aan Multishow Corporation. Maar nietemin, hier kom hulle. Goeie breekslag deur Johannes. Kry hierdie aansluiting. Ongelukkig agtertoe. Bal steeds lewendig hou en aangeslaan. Deur Mfundisi. Pakkelsdorp Evergreens. In 'n kwart gebied nou. Bal besit Lava agter die oond. 4 warm. Opgepik om bietjie weerstand te bied as Ellen Boysen. Bring die bal nou buitekant, al eie kwart gebied. Taken back. Lava, bal is teruggeneem. Advantage over. Smit, jaag hom veld af in die hande van de Klerk. Gaan hy die Gary Owen weer opsit? Nee, hy besluit hy gaan hierdie keer die skoppie oor die verdediging plaas. En Lava met die merk en hy sê kom ons kan meer eers sake met Neil. Ja, Thomas Lava wat natuurlik sien dinge is besig om so 'n bietjie weg te dwaal van hulle plan af. En wat hy wil doen. Wat sy instruksies is van die kant af. So hy maak die merk en hy sê kom ons bring gewoon net so 'n bietjie kalmte en laat ek dit gou weer doen wat ek moet doen. Ja, hy die bal uit. Plaas speel so 3-4 meter binne sy eie halfgebied. Maar die ander gooi wat gaan behoort aan Brits. En Woeste Wallises by die lyn staan. Niemand aan kant gesit en hulle het almal voorgestaan. Ja. Hy is gekleer. Hulle het hom gecheck. Dis 4 man. Let's go. Skeef was die beslissing van die skeieregter. Scrum of line out. En die weerstoestande hier in George wat nou baie van verander. Reentjie wat nou nie te hard val nie, maar dit is 'n hewige dou wat neersak. Dis nie eens die grootste van reendruppels nie, maar hy maak nat. Beslis. Ongedwonge fout, reg oorgegooi van DC het hom dan vir Woeste Wallises. En moeilikheid aan die buitekant. Sit. Samol sê die skeieregter. En dan gaan hy vir Woeste Wallises. Dink as Tyler Meywer al hê en iets te doen met sy oog. Spoedige medisyne op die toneel met Neil. Ja, net om seker te maak hy is okay. Blyk dat daar iets in sy oog gegaan het. En nou sak dit ewig uit. Nou sak dit uit.
Hier op George. Mense skuif, mense skuif. Hulle skuif om skuiling te soek. Gietende weerstoestande, McNeil. Dus die veld raakt nog nat. So kry net die voete 'n bietjie nader. Ja, skeieregter wat dinge duidelik maak. Die veld raak nat. Ons weet, dit is maklik om te gly in die scrims. So kom ons kry die voete naby mekaar. Kom ons kry steeds daai breekvoet reg. Crouch! Mense skuif om skuiling te soek. Maar skuif om huis toe te gaan is wat hulle glad nie in gedagte het nie, Aiden. Skeieregter nie tevrede met stand van sake. Scrum. Wat weer gaan moet sak. En dan steeds Lava. Thomas Lava. Sit! Bijna bij die voeten van Parks. En dan die strafschop. Wat gaan aan Pakkelsdorp. Evergreens. Groot scrum. Die eentje wat ook nou weer sy asem begin ophou. Speel 10 meter binne die halfgebied van Evergreens. Pakkelsdorp, goeie lyn staan besit Smit. Besluit hy om met 'n fop aangee en dan skop hy hom dwars oor die veld. Plaasspel binne die halfgebied. So wat 15 meter binne die halfgebied van Woester Villagers in die diskant. Hier by die hoofpaviljoen kant lê. As dit waar Woester Villagers die lyn staan, gaan kan agterryden. Ja, Woester Villagers so 'n bietjie onder druk te plaas. En die doukie wat so 'n bietjie begin verligting bring. Maar kom ons kyk wat kan Jason Brits maak met hierdie geleentheid. Het lyk asof daar 'n variasie gaan kom. Die opsie is om agter te gooi. Maar ongelukkig misluk die hakker van Woester Villagers met daardie poging. En skrum gaan aan Pakkelsdorp Evergreens. Reeds 1-5 minute teruggewen. En veld wat baie nat raak. Skeieregter wat die instruksie deurgegee, die manne moet bietjie stywer trek om stabiliteit te verseker, McNeil. Ja. Bring die voete nader was hy presiese woorde, maar slim dink van Jalster Nortje. Kyk waar jy oorheers en slaan daar. Lyn staan 'n weg nie juis vir een van die twee spanne nie, maar die scrims wat gaan aan Evergreens. En dan gaan die Lava beskikbaar by die voete van Parks. Lava, Smit op, binne toe, gegee. Verryters, ja dat is Pondo. En dan is dit Erasmus. Lava, verander hy rigting. Sorry. Baie nat hier so aan die kant van Outoniqua Park. En ons gaan weer sak in die skrim. 28 minute verstreke. Telling steeds 7-11. Dat was baie beter. En dan lyk dit asof Lincoln Johnson jammer ook op die veld kom. Vir Woester Villagers. En hy gaan eers, jy moet wag na hierdie skrim, gaan hy eers kan veld vat, McNeil. Ja. Daniels met die insit. Vir die Klerk nie 'n baie goeie aangee nie. En onmiddellik word dat druk toegepas. As Pondo en Nortje
Dadelijk op de Klerk se trui. Maar die man in rooi. Hulle staan dan as dit Los! vlak gevat deur die kaptein. Jacobs. Kom hy uit. Oh! Johannes onder baie druk. Net het teruggevat in die ingoal en toe nok hulle dit daar so as 'n skrap. Jy het die bal aan die doelgebied ingevat. Dis die verskil. Dat is 'n nok eerste. Skeieregter wat Dag net vir dit. moet verduidelik. Net die reël duidelik stel. Hoekom is dit 'n scrum en nie 'n 22 drop-out nie? En hy is doodreg. Die bal was eers aangeslaan voor hy oor die dead ball line is. Janie McNeil, hy was reeds in die doelarea ingeneem voordat hy afgestorm was. So natuurlik gaan dit 5 meter skram wees in verdediging aan Worcester Villagers. 9,5 om te gaan, dan is hierdie eerste 40 mooi in baie nat kondisies. Daniels. En die manne trek so 'n bietjie stywer en dan sak Pakkelsdorp daar in duie stort hulle agtal. Baie goed gedoen aan die manne van Worcester Villagers en ek dink dis die impak daar van die groot Lincoln Johnson daar. Man wat ook 9 minute. Boland onder 21 gespeel het. So 'n paar jaar terug. McNeil. Ja, duidelik is dit die expertise. Nog baie jong, kan nou nie sê die ervaring nie. Nie so baie jare in klub rugby. Agter sy naam geskryf nie, maar wel is daar goedjies wat hy in die Boland struktuur opgetel het of touwys gemaak was wat hy kan gebruik. In skrim word dit genoem die dark arts. So duidelik het hy ietsie daar so skeieregter. Ag, jammer die afrigter besluit om dit te gebruik. Lyn staan powerwerk, maar dan word dit kliphard opgevat deur Ellen Poison. En die Pakkelsdorp manne, pardon, en dan gaan hy reg deur, gaan hy al die pad. Bradley Pondo. Sny die verdediging oop. Soos 'n snoek op Easter. En hy maak seker hy teken punte aan vir Evergreens. Baie goed gedoen. En ons het gepraat van hierdie gevaarlike agterlyn van die Pakkelsdorp Evergreens manne. Brendan Lee Pondo, die binnensenter. Baie spoed, baie vaart. En hy sleep homself oor die doellyn. Ons kyk of Smit kan verdoel. Hierdie manne 'n mengelmoes van voor- en agterspelers. Hierdie SWD kampioene. Reën wat steeds uitsak. Smit, hy tref hom. Lyk goed. 2 word bygevoeg suksesvol. En die telling skuif daaraan Evergreens 14. Met 'n Villagers 7 net weer 'n kykie daar. Briljant gesny. En Yusan van der Merwe het geen kans daar teen Pondo om hom daar te kry in verdediging nie. Ja, hy het soos 'n waffer se arend 9 sak op prooi. Geen keer was daar aan Pondo. En Fundisi wat hom weer gaan laat hoog hang in die aandlig hier op George. En goed gevat. Die Evergreens. En 'n strafskop waar hulle dan Gaan met rol. kry hy die situasie. Weer geleentheid om ordentlik weg te kom. Dis die einste man Pondo. Brendan Lee Pondo.
wat met die linkervoet gaan skop. Ja, plaasspel. So 5-6 meter binne die halfgebied. Van Woesterwallitzers. Katli Karelsa met bal in hand. As vir sy spanmaat Llewellyn, en dan is dit weer hierdie gevaarlike man Smit. Maar hierdie keer word sy bal afgeneem. Hy hou hom vas en hy staan 'n strafskop af. Katli Smit bietjie geïsoleerd in daardie oomblik. Serien de Klerk, wow! Byna het Ruiters om binne gehou, maar hy trap op die lyn met besit. Met balbesit in hand. En Woesterwallitzers kry wat hulle wou gehad het. So wat 8-9 meter weg van die doellyn van Evergreens kry hulle lyn staan. Baie goeie veldposisie vir die manne van die Breë Langeberg. 5-malige Boland kampioene. Kort gegooi na Zinkitoa. Dryfbal wat gevoer was en dan gaan hy plat. Beskikbaar vir Daniels, daar kom hy uit. Die eerste dra vir die groot man Lincoln Johnson. Kort aangea! En sy, jammer, Kurtley Kannemeyer, ja, die nummer 5. Hy gaan oor. Baie goed. Daniels, wat so bietjie vertraag het en dan eers gegee het vir Kannemeyer. Hy duidelik die bal Vir 'n oomblik teruggedruk. Dis kom. Het 'n baie gelyk. gebeur, maar dis oulik. Daniels gaan self. 3,5. Kannemeyer. Waar hy oor gaan. So. Fly off. En kom ons kyk om van deze hierdie keer die twee weer kan byvoeg om sake weer eens gelyk op te maak. Mfundisi. Spesialist die altskopper. Hy maak geen fout in hierdie een. Hy nie die veeg op hierdie veld. Voeg die 2 punte by. 3 minute. En hy maak die telling weer 14 jalk. Wedstrijd wat redelik wiplang ry hierso. Aan die kant van George. Kurtley Smit. Wat gaan herbegin. Hang hom baie hoog hierdie keer. Agtertoe en deur die bene van Xavier Makie. Woesterwallitzers wat die besit terugwen Daniels. De Klerk. En hierdie keer 'n baie beter skop om verligting te bring. Ja, hy sal homself vir hierdie een 'n klopjie op die skouer gee. Baie beter as die vorige een. 5. Stuur Evergreen sy hele paar meters terug veld af. Hulle sal nou weer moet werk om tot binne die 22 te kom. Just, hulle is 4. Hulle het eerste 5 gekol. 1 uit. 1 ou uit. Voorgegooi en dadelik word daar koppe ingesteek. Bal is beskikbaar, voordeel word gespeel. Die rolmaal gewoon toe gaan. Kom met die Rihanna. Smit Kurtley Smit. Daar is hy rond met die verdediging. Kom verby Mfundisi. Steeds op sy voete. Moeilike man op grond toe te vat. Sy kom wat sukkel met hom. Hy is op sy voete. Skeieregter sê geen voordeel. En hy kom terug vir die strafskop. Van die kant af.
was daar aangesluit by die dryfmaal. En Kurtley Smith wat weer die bal oor die kantlyn gaan tik. Eerste helfte byna uit van die verlede. So. 6 aan die lyn staan. Van die woorde van die afrigter As 5. in die kleedkamer gaan wees, gaan interessant wees. Karelsa. Weer word daar koppe ingesteek. Ja, maar moet nie change nou nie. Bly net daar. Rol, dryf maar wat draai. Van de kant gaan die bal Is uitkom. Woesterwallies is het om afgeneem. Ja, hij wordt weggebreekt via Adams. Hij maakt goede meters veld af. Daniels. Van DC besluit hij gaat op die voet zitten. Dwars oor die veld. En dat is niet de beste wat Josai Peterson kan doen nie. Maar dat is rustig die op Oud Nieuwka Park. Aan die laatste wedstrijd van die Multi-Show Festival. 14 jaar telling. Moenie weggaan nie. Binne enkele oomblikke as ons terug met die tweede helfte van aksie.
Reg dames en here, soos terug vir die tweede helfte kragmeting en rustyd telling hierso by die Multi So Corporation Rugby Summit Festival 2026 as Evergreens Suidwestelike Distrik kampioene 14, Woester Villagers 14. Die manne van die Breë Langeberg reeds al op die veld om die tweede 40 aan te durf. Kom ons kyk, wie gaan bo uitkom na die 80 minute. Pakkersdorp Evergreens. Plaasvervanger akker opbring François Cummings. Sowel as Malcolm Josephie vaskop. Man is slaggereed. Die tweede helfte aan te durf. Skeieregter wat sy verskyning maak. Pakkersdorp Evergreens van links na regs hierdie keer. Dames en here, moenie vergeet om te like en te subscribe op ons YouTube kanaal nie. Dit is gratis en natuurlik kan jy gebruik maak van die kommentaar seksie om vir ons te sê wie jy ondersteun, wie jou gunsteling speler is natuurlik en wie jy dink gaan hierdie kragmeting wen tussen Pakkersdorp Evergreens en Woester Villagers. Plaasvervanger skrimskakel ook op die veld as Dylan Stoffels vir Pakkersdorp. Smit sien die spasie. Baie goed gedoen deur die nommer 11 Josan van der Merwe. Vorentoe verloor deur Tyler May. En Pakkersdorp Evergreens bring die bal tot diep in die kwartgebied van Woester Villagers. Stoffels, kyk hy vir die plaasvervanger haker Cummings. Word om die nek geneem. Nou moet hulle los. Stoffels. Hierdie keer vir Boysen. Teruggedryf van die duikslag in. Maar daar was voordeel sê hierdie skeieregter. En baie goed Evergreens Pakkersdorp om Woester Villagers onder druk te plaas in die vroeë oomblikke van hierdie tweede helfte. Skop in die hoek. As op die spyskaart McNeil. Tydelik Aiden. Evergreens wil hierdie tweede helfte begin. Soos hulle die eerste helfte begin het. Hoë intensiteit, hoë tempo. Alhoewel die bal so bietjie nat is, voel hulle kan bietjie nader na mekaar toe speel, maar nog steeds as daar oog genoeg plek op hierdie veld om 3 te druk. Lyk na die plaasvervanger hakker wat ook op die veld is. Cummings. Hy vind sy springer en onmiddellik beweeg hulle vorentoe, maar die skeieregter sê aangeslaan. En Woester Villagers ontsnap daai een. En 'n noue ontkoming. Al die harde werk ingesit om tot diep in die kwartgebied te kom. En dan bal verlore. Woester Villagers nog nie buite gevaar nie. Hulle sal hierdie skrim moet verdedig en sorg dat hulle skoon bal agteruit kry. Namfundisi. Daniels. Rol hom binne toe.
Groot teenskrim. Maar dan kom hy uit, na die kaptein toe Enrico Jacobs. Bied weerstand. En dan Daniel se jag die bal reg in die lug op. Oh! Miscommunicasie. En byna stap Woester Villagers daar weg. Dat is baie ernstig. Twee spelers wat baie hard daar in mekaar gekom het. Trauma word dadelik op die veld gebring. En dit was 'n baie harde stamp geweest as ons weer kyk na hom. Miscommunicasie daar. En dit lyk na Shelon Erasmus. Dit lyk na Jose Petersen, nie seker nie. En dit lyk asof beide hierdie spelers van die veld gebring gaan moet word, McNeil. Dat blyk so uit dan. Ons hoop hulle is okay en hulle kan 'n spoedige herstel maak en vinnig terugkeer na die sport wat hulle liefhet. Paar spelers dadelik naby op die veld om hierdie twee van die veld af te help. Nooit lekker om hierdie tipe goed te sien op 'n veld nie Aiden. Maar ja, dat is rugby en dat is 'n kontaksport. So bietjie miscommunicasie tussen die twee. Die ambulansdienste natuurlijk, Aiden, ook heel dag teenwoordig. En 'n mooi dag van rugby. So dit is die eerste keer wat ons hulle sien aan 'n skermskoot. So alle dienste was nog nie nodig vandag nie. Ja, twee spelers van Evergreens wat die veld moet vat. Dominic Lombard en Craig Lottering sal net seker maak wie is die twee wat die veld verlaat. Het lyk na Petersen en Bana. Ja, Bana is nog op sy voete aan die 15 ry. Een van hulle is definitief die nommer 14. Josai Petersen. Maar 'n fantastiese dag van rugby Aiden. Lieflike opskuddings en drama tot die einde het ons gesien vanaf die eerste wedstryd wat afgeskop het. Knysna United RFC en die Maltese All Blacks. Drama wedstryd wat vopplank gered het tot laat in die einde. Nadat het gelyk het, Knysna gaan weggol met hom in die eerste helfte. Fantasties terugkom. Baie beslis McNeil. En dit wys jou net die vaardigheid, die kwaliteit en die diepte wat hier so in die talent natuurlik wat hier so gebroei word. Hier so aan die kant van die suidwestelike distrik. En die twee spelers, een speler wat nog mediese aandag ontvang. En dan is die nommer 14 is Jose Petersen, hy word van die veld afgebring. En dan word 'n hande geklap vir hom vir sy dienste. En dan Shelon Erasmus, die onderkaptein van Pakkelsdorp Evergreens. Wat nog aandag ontvang.
Onderskeidelik Dominic Lombard en Craig Rottering wat in die veld gestuur was vir Evergreens. En dan Erasmus op sy beurt wat gebring word van die veld af. Ja, die skare wat hom toejuig vir sy dienste. Intussen tyd uit een spel wat gevat word en Thierry de Klerk met die strafskop. Hy jaag die bal veld af en plaas spel so 5 meter binne sy eie halfgebied. En dit is kan sy kantlyn as waar hy verligting bring vir sy span. Goed gedoen deur Adams in die lag en dis Daniels wat so bietjie sukkel om hom in die hande te kry as die bal rol. Kom hy weer uit vir Daniels. Johnson. Steeds beskikbaar aan die kant van Villa. Word daar rigting verander vir DC. Wow! Hy collide byna met Cummings. Francois Cummings. Via de Klerk hierdie keer word sy skop binne veld gehou. En die skeieregter sê dis agter toe. Skare natuurlik nie tevrede met daai beslissing nie. En die bal weer afgevat. Agter toe sê die skeieregter. Kom uit aan die kant van Evergreens, maar dan sê die skeieregter, hy's aangeslaan. Die insit behoort aan Woeste Wallisers. Dan die reën wat weer 'n bietjie gietend afkom. En dan Bradley Samuro. Hy kom weer op die veld vir Pakkersdorp Evergreens. Nooddienste, sterk op pad na Outeniqua Park. Geleentheid weer vir Daniels. Met gebiedsvoordeel tussen die 10 meter stippellyn en die kwartgebied van Evergreens en Fundisi. Het lyk na vorentoe aangee, maar die skeieregter sê nee, spel gaan voort. Strafskop aan Woester Villagers. Vinnige tik en speel deur de Klerk. En hy vind die plaasvervanger, nommer 19, Diwali Erasmus. Nou dra hulle die bal tot binne in die kwartgebied van die Evergreens. Steeds aan die kant van Woester Villagers. Dan kom hy uit hierdie keer na die 8ste man toe, is Nathan Setera. Opgepik. Daniels wat die manne nader roep. Rolskopie opgeset! En Tyler May. Oftewel, Josan van der Merwe, jammer. In gietende reën. Byna McNeil. Hy moes inderdaad haastig terugval en seker maak. Hy moes seker maak. Van der Merwe kry hom nie. Want dan het Woester Villagers vir die eerste keer in hierdie aand die voorsprong gevat.
En 'n ongedwonge fout Aiden. Direk uitgeskop. Al die pad terug 22 toe. Skrum binne die kwartgebied van Pakkelsdorp. Evergreens. Hulle gaan natuurlik kyk of hulle die manne van Woester kan oordompel en kan seker maak hulle hou hulle buite daardie kwartgebied. Vryskop. 'n Tikskop gevat deur Daniels. Kyk, dan gaan hy self voortgevat deur Norke. Kom die bal uit. Ja, steeds aan die kant van Villagers. Aangeslaan. Sy nou aan die kant van Evergreens. Elon Boyson. Hy maak meters. Dan word op die voet gesit. Oeh. En die hande daar van Labason. Hy skop op tot in die hande van Curtis Smit. Kyk wat gaan die maak. Hy jaag hom veld af. Uitstekend. 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 Baie besonder deur Smit daar, so die kwaliteit van sy skopskoen, die tegniek. Hy het gesien die spasie agter. De Klerk wat oor die veld moes kom van Woester Villagers. Dis baie goed. En hy sou hy hom bietjie verder druk vir die 50-22, sou dit baie beteken het vir die Pakkelsdorp Evergreens McNeil. Ja, maar steeds sal hulle tevrede wees met waar hulle nou is. Sal diep gekrap word. Deur links, Cheswin links. Opgepakt deur Sitera. Via links. En hy gee hom vir Fundisie om hom hoog in die aandlig op te sit. Agterna gesit. Pana wat nie die skoppie reg kry soos hy wou hê nie. Onkant speel vanaf Evergreens. Strafskop. Villagers. De Klerk. Op die voet. Diep. In die daskantse paviljoen. En net so 5-6 meter buite die kwartgebied van Pakkelsdorp. Gee hy die geleentheid. Nou aan Winston Reineveld om te gooi. En is ook Maasdorp en Vladimir Simpson van hulle verskyning maak op die veld vir Woester Villagers. Ja, 10 minute reeds verstreke in hierdie tweede helfte en die telling steeds 14 elk McNeil. Jou bedenkinge oor dit? Dit is my bedenkinge as wat ek verwag het van hierdie wedstryde, van hierdie spesifieke wedstryd. Kliphard, fisies, ongeag die weerstoestand, gaan hy fisies wees en hy gaan naalbyt wees tot aan die bitter einde. 10 minute binne die tweede helfte en nog geen punte is aangeteken. Dieselfde soos in die eerste helfte. Byna 15 minute speeltyd was verstreke voordat daar punte aangeteken was. Langs. En Fundisie! Helton Fundisie! Skeieregter sê Jan Gees vorentoe. Hy gaan konsulteer met sy assistent. Skeieregter. Sy kaps vat nou. Kantoor toe moet kom. En die 3 staan. Assistent skeieregter wat natuurlik dan sê die bal is geklap of geraak deur 'n Evergreen speler
En dit is nie vorentoe nie, maar feitlik agtertoe Aiden. En dit is waarvan Villagers daar die 3 druk. En vir die eerste keer, soos gesê, neem hulle die voorsprong. Skare van hierdie Woeste Villagers lemoentjies wat begin saam sing en sê hulle as Villagers en hulle het vergeet om Pakkersdorp Evergreens te verduidelik dat hulle Woeste Villagers as 'n Mfundisi lig hom hoog in die George aandlig. Ongelukkig misluk hy met die doelskop McNeil. Ja, Aiden, ons kan net hoop vir sy ondaal, dit kom buite my later in die aand. En sy aksie nie. Elke punt in hierdie tipe wedstryde is belangrik. Wedstryd soos hierdie kan op enige vlak vergelyk word met 'n toets of 'n finaal. Jy moet jou punte vat, die laaste een, al is dit ook 'n halwe een. Jy moet hom vat. Weet nou nie waar jy 'n halwe punt gaan kry nie, maar as jy hom kry, vat hom. Ja, dalk 'n geleentheid. Baie hoog gehang deur Smit. Goed gedoen. Bal onder beheer te bring vanaf die afskop af. Telling Evergreens 14, Woeste Villagers 19. Stamp 'n man plat. Dit lyk na Lincoln Johnson, hy sê kaskar vol lemoene. En Buren Parks, hy gly soos 'n man by Grand West se ysring. En hier kom even, 'n bumpy, 'n goose en 'n steppie aangeslaan deur Pakkelsdorp. En nou begin die manne hul staal wys. Villagers weer met besit. En hierdie keer as dit 'n Jadrian Buys. Kort aangee na die plaasvervanger. Dit lyk na Winston Reineveld. Wedstryd wat nou begin oopmaak McNeil. Dit is, sal sê, hoogtyd Aiden. So hoogtyd. Strukture, fasette, is gemeet teen mekaar. En dan is dit iets wat die Boland voor groot bekend staan. As jou skare agter jou begin staan, jou play 25, 26, 27, 28, tot op 30 Aiden. As die skare so saamtrek, dan weet Woeste Villagers waartoe hulle speel, vir wat hulle speel. Mfundisi, para toe gespeel vir Tsaikamps, Enrico Tsaikamps. De Klerk. Maasdorp. Maak hy vir die hoekie. Moet hy voel om grond toe te gaan. Links. Voordeel. Lyk het na die skeieregter speel. Sentera. Ja. Voordeel vir onkant. Nie genoegsame voordeel geniet nie, so definitief word teruggegaan vir die strafskop. Aangeleë pale toe om die voorsprong te neem met 7 punte. Of dalk 8 op hulle beurt Woeste Villagers. En nou vra hulle Wiet gesê, julle moet in Woeste Villagers se pad lê. En Woeste Villagers wat Pakkelsdorp se boude lam stamp. Buys. Voor die mannen in rooi. Nog 3 punten. Met die rechtervoet. Die vlag gaan op. 8 punt wedstrijd. Maak zeker. Evergreens moet 2 keer punten aanteken. Om weer voor te kunnen lopen.
aan hierdie wedstryd. Nou is dit die rooi gevaar wat saamtrek en sing. Satera, hy klap hom agtertoe vir een van sy spanmaats. Wat 'n goeie aanvaardighede van die losvoorspelers van Woeste Villagers. Langs de Klerk. Wow, hier kan moeilikheid kom. Aangeslaan. Scrum. Insit behoort aan links. Kom hy uit by die voete van Satera. Moes hy hastig skop en hy word omgedompel. Rustig word hy ingewag. Die buis en hy sit hom hoog terug in die aandlig. En byna wen hy hom, maar hierdie ene gaan vir Pondo en hy gee steekskoppie. Byna slaan Evergreens terug met punte op die tellbord, Aiden. Ja, dit was Bana wat die bal nagejaag het. Ongelukkig ontmoet hy de Klerk in die dekverdediging. En rolskop terug. Katley Smit, hy klop 1 man. Briljant gedoen en nou soek hy die aansluiting. Oh! En hy sit de Klerk se ligte af. Strafskop gaan ook aan die Evergreens. En George uit in Nico Park bars uit sy nate uit. Wat 'n krag loop hy, McNeil. Ja. Smit wat natuurlik wys wat hy alles in sy arsenaal het om mee te skiet. Klop 1 met 'n systap. En soos jy sê, 'n bumpy, 'n goose en 'n steppie. Ons het net gewag vir daai goose. Hy sou dalk gekom het agter die doellyn. Maar dis die steppie en die bumpy. Ja nee, die water is nat hier so aan die kant van George. En Smit soek die kantlyn op, diep gepen in die kwartgebied van Woeste Villagers met byna 19,5 minute speeltyd oor. Plaasvervanger haker François Cummings. Hy gaan na Buren Parks en die bal word reg oorgegooi. Kom hy terug na Elon Boysen. En vir 'n oomblik het Dylan Stoffels gedink skeieregter gaan 'n strafskop toedien aan Woester Villagers. Maar die bal was aangeslaan gewees in die losgemaak kontak deur Woester Villagers en skrim aan die manne van Evergreens Pakkelsdorp. Groot skram deur die Evergreens. Vinnige tik en speel deur Stoffel. Voordeel, Woester Villagers wat nie 10 meter terug was nie. Opgepik deur Elon Boysen, 5 meter van die doellyn af. Stoffel, lang aangee. Buren Parks.
2 meter van die doellyn af. Kom hy uit. Weer nuwe voordeel. Woeste Walides wat hierso gaan, moet kyk na hul dissipline op verdediging. Baie skoon wedstryd hierdie, McNeil. Ja, skeieregter nie juist probleme met dissipline en vuil spel. Baie gevaarlike duikslaan nie. Geen kaart. Ons is in die 62ste minuut. Baie indrukwekkend. Maar die mense wat vermaak word en waarde kry vir die geld wat hulle vandag uitgegee het. Waarde vir jou geld. En Club Rugby op sy beste. Hier op Outeniqua Park, George. Plek wat baie bekend word vir die huis van hierdie tipe wedstryde. Club Rugby wedstryde. Strafskop aan Woeste Walides. Hierdie een word met oop arms verwelkom en kyk jy high fives onder mekaar. De Klerk, hy word vertrou om hierdie een oor die kantlyn te jaag. Ja, McNeil, dit was soos 'n kernkrag ontploffing. Daar die groot skraam van Woester Walides. Nou kom hy terug. Aan die kant van Woester Walides baie diep gekrap. Deur die nommer 21. Dominic Lombard, voordeel aan die manne van die Breë Langeberg. En jou Bert wat daar wys. Kan die man 'n bietjie bedaar. En speler daar wat neem 'n besering. Hy lyk baie seer daar. Die 6 flank. Zayden Adams. Heel wat woorde tussen die amptenare vir die dag. En Enrico Jacobs wat ook daar naby is. Anele Ngitwa nie juist een van die gelukkiges in daardie gesprek nie. Rooi! Malcolm Joseph se aankom tot 'n einde. 15 minute speeltyd oor. Selfs die 20 minute reël op die rooi kaart gaan nie hier intree nie. Daar is 14 minute oor. En ons het gepraat van 'n wedstryd wat skoon is en ons woorde was skaars koud en 'n strydrooi. En die bal deur De Klerk na die kantlyn wat nie uitgaan nie. En dan teruggejaag. Weer na De Klerk toe. En hierdie keer jaag hy hom weer terug in die uitgeilskoppe nou. Tussen hierdie twee spanne. Smit op sy beurt. En hierdie keer jou Bert aan die kantlyn vinnig gespeel. En hier kom Woester Walides. Hulle wil sake mooi afsluit hier so aan die kant van Outeniqua Park. Kom hy uit. Groot loopie deur Xavier Makie. En hy word op die halflyn gebring. Kom hy uit. Mfundisi. Kry Gershwin Joubert. Opgepik deur die 8ste man. Nathan Setera. Straf.
Skop gaan aan Pakkelsdorp Evergreens McNeil. Ja, Sitera daarin vastgehou. Nie losgemaal. Hy moet die bal laat gaan. Ek kan hom nie vir jou self hou nie. Sitera geïsoleerd, alleen. En Smit wat skop vir die kantlyn. Maak geen fout met sy skoppe nie. Kurtley Smit. Maak seker hy vind die kantlyn. Al twee die drie vir doel. Een van die primêre take van 'n loskakel. En hy gooi hom uitstekend van sy taak. Cummings met die bal aan hand. Vind nie die uitgesitte springer nie, maar dit word weer vorentoe gegaan van Sitera se hand. Skrim vir die soveelste keer McNeil in hierdie kragmeting. Worcester Villagers steeds voor 22 punte teenoor 14. So wat 12 en 'n half om nog te gaan. Wedstryd wat sy toppunt bereik het. Plaasvervanger, die groot nommer 25 op sy rug. Jose Meyer. Manne wat weer sak in die skrim. Teenskrim deur Worcester Villagers. En dan kom hy terug. Baie goed gedoen. En dis die effektiwiteit van Winston Reineveld en Lincoln Johnson onderskeidelik. De Klerk en hy gaan hierdie keer seker maak hy jaag die bal by die kantlyn uit McNeil. Ja, jy moet seker maak. Soos ons gesê het, Aiden, na blapsie maak jy altyd seker, maak dubbel seker. Hy vind die kantlyn. Reineveld met die bal in hand. Sitera wat opgaan, maar hy vind hom nie, maar steeds Lincoln Johnson, en hy vind aansluiting in die vorm van Vladimir Sampson. Nou is dit Divan Erasmus wat aansluit. Links. Haal uit vir Singitwa. Delegeer die manne. Ons gaan na hierdie en moet kyk, Aidan, ons gaan na hierdie en moet kyk. According to law, wat sê reël 9 rondom hierdie situasie? Skeieregter wat optree. Saidrian Buys vir nog 3 punte. Om hierdie
'n ideaalpunt wedstryd te maak. Hy sit hom hoog in die lug. Kort. Dadelik op die voet. En 'n monster van 'n skop. Draaiskop McNeil. Old school. Hy bring verligting daar so. Smit, is dit Smit? Goed bemeester in die lig hierdie keer. Sitera vat hy sy bal. Langs. Sfeer vir Erasmus. Langs. Het lyk na Reineveld. En dan kom hy uit. Pondou. En hy sit die rolskopie deur. Gaan hy die 50-22 kry. Ponda toe geklap. Uitstekend gedoen. Onkant speel. Vinnig speel. Elon Boysen. Talent Stoffels wat uithaal. Word hy oor die veld gegooi. Petersen! José Petersen. Strafskop. En 'n geel kaart. Lyk na buis. Hy's waternat. Takken speel. Teruggeboender as Jose Meyer. Kom hy terug aan die kant van Evergreens as Boysen. Hy word teruggeboender in die duikslag en aangeslaan in die kontak. Glad nie wat Pakkeldorp Evergreens wil hê op hierdie tydstip nie, McNeil. Skrum wat verligting kan bring aan die manne in rooi. Die green machine wat een ding in hulle gedagte nou het. Vaskop, vaskop. Vaskop, vaskop. Dit is die gesegde nou tussen die manne in groen. Vaskop, vaskop. Woeste Villagers wat een ding in gedagte het. Kry die bal uit, jaag hom veld af. En laat Evergreens werk om weer terug te kom. Ingesit, groot skrum van beide kante af. Hy staan doodstil en dan lyk dit na die seconds af. En daar kom die strafskop. Voordeel word gespeel. De Klerk. Strafskop. Nou kan er weer geskop word deur Zaiden de Klerk. Baie frustrerend hierso vir die manne van Pakkersdorp Evergreens. Aiden, dat is vir my die mees interessantste ding om ooit te sien. Het ons het verkeerd of wet? Woeste Villagers so pas gekies om te skrim op 'n strafskop op sy eie 5 meter stippellyn. Dis korrek. Nog nooit in die geskiedenis van rugby, in my 27 jaar van rugby kyk, het ek dit gesien nie. Maar hulle het geweet wat hulle doen. Hulle het geweet wat hulle doen. Uitstekend
Worcester Villagers. Hartlik wil ons dank uitspreek aan een en elk wat uitgekom het vandag na Outeniqua Park hier in George. Al die toeskouers, die delegasie wat uitgekom het, die skeieregters. Die regstreekse uitsending deur NH Sports TV. Een en elk wat deel uitgemaak het. Hartlik dankie en 'n groot dank aan Multisoor Corporation vir hierdie geleentheid en meneer Denton Goodfoot vir hierdie geleentheid. Dit was 'n ongelooflike dag gewees. Almal wat deelgeneem het, het nie gegaan feitelik oor wen en verloor nie. Maar om te wys wat in jou steek, jou talent hierso tentoon te stel, jou vaardighede tentoon te stel hierso. En dit was die maatstaf van die dag gewees, McNeil. En die toeskouers wat lekker opgekom het in gees, die vermaaklikheid van DJ Theo SA om die mense 'n lekker tyd hierso te gee, was ongelooflik. Aan ons aanlyn kykers, hartlik dankie. Moenie vergeet om te like en te subscribe natuurlik op ons kanaal hier, dit is gratis. Dit was regtig voorwaar 'n goeie dag hierso aan die kant van Outeniqua Park hierso in George. En dan die gietende reën wat begin uitsak het hierso in die laaste wedstryd. Voltyd Evergreens, die SWD kampioene wat kort opgekom het hier teen Worcester Villagers 14 punte hier oor 22. En dames en here, hartlik weer eens dankie. Dit was goed om julle hierso te hê. Ons maak weer so tot 'n volgende keer. Van ons kant af by NH Sports TV in samewerking met National Holdings. Seuns vir eers, goeie nag en mag julle 'n geseënde naweek verder hê.